Ek wil met jou kom praat wat voel asof jy van alle kante af aangeval word. Jy is onder geweldige druk. Vir al die afgelope 2 weke is dit asof daar hierdie verskriklike drukking is. Jy voel, jy kan net nie meer nie. Jy voel, dis net te veel en jy sê, Here, ek kan net nie meer nie. Dit voel vir jou asof die Here van jou vergeet het, maar ek wil jou bemoedig vandag. Die Here het nie van jou vergeet nie. Die Bybel sê in Jesaja 59 vers 19, wanneer die vyand inkom soos 'n stroom, sal die Gees van die Here 'n standaard teen hom oprig. So maak nie saak hoe groot die aanval is nie. God het reeds die oorwinning bewerk. Jesus weet, God weet waardeur jy gaan op hierdie oomblik. Hy weet hoe val die vyand jou finansies, jou gesondheid, jou kinders, jou huwelik, jou werk aan, jou gedagtes. Hy weet presies waardeur jy gaan. En ja, die vyand wil hê jy moet glo dat God is nie daar nie. God sien dit nie, God verstaan dit nie. Maar hoor wat ek vandag vir jou sê. Jesus sê, hy is daar, hy hoor alles, hy sien alles en hy weet alles. Satan wil hê jy moet dink jy's alleen. Maar dis 'n leuen. God sê in Hebreërs 13 vers 5, ek sal jou nooit begewe nie en jou nooit verlaat nie. Hy is daar in jou trane, hy's daar in jou gebroke oomblikke en hy sal jou nie los nie. Hy sien daai aande wat jy jou kussing styf vashou en huil en skree in jou kussing want jy kan nie meer nie. Hy sien daai dae wat jy die trane afvee voordat jou kinders in die kamer inkom. Hy sien die aande, die dae, die oggendure wat jy op jou knieë staan en bid. Hy sien dit. En hy's bewus van daai seer, eensaamheid, vernedering, droefheid, vrees in jou. Iets wat ek ook vir jou wil leer vanaand is, hoe groter die roeping op jou lewe, hoe groter is die aanvalle. Okay, die vyand beklei nie teen iemand wat nie gevaarlik is vir sy koninkryk nie. Jy dra 'n roeping, jy dra lig en dis hoekom jy onder sulke geweldige aanvalle is. Maar hou vas, want 1 Petrus 5 vers 10 beloof dat God jou sal herstel en jou sal sterk maak. En as jy nog nie weet wat jou roeping is nie, dis gewoonlik die plek waar die vyand jou die meeste aanval, want jy, my boetie, my sussie, is 'n bedreiging vir hom. As hy jou finansies aanval, is dit 10 teen 1 omdat die Here jou geroep het om 'n geseënde persoon te wees met koninkryk-fondse, om ander mense te help, om ander mense te leer, om die rykdom van die koninkryk te dra. Miskien is dit jou verhouding met jou kinders, miskien is dit jou huwelik, miskien is dit jou werk. Dis alles plekke waar die vyand jou sien as 'n bedreiger. En baie keer voel 'n mens net hierdie aanvalle op al daai aspekte van jou lewe is soveel. En jy het al gebid en jy het gevas en niks verander dit nie. Ek wil vir jou sê, begin God aanbid. Sit praise and worship musiek aan. Die ander dag het ek, ons het 'n week van vas gedoen. En die laaste dag, tweede laaste dag van my vas, die vyand het vir my aangeval in my liggaam. En ek het naderhand lê ek so half op die bank, ek het opgehou werk, ek lê so half op die bank en dit help nie. En ek gaan lê 'n bietjie op my bed en ek dink, miskien gaan ek beter voel en dit help nie. En eventually staan ek op en ek het in my sitkamer kom staan en ek het my YouTube aangesit op die TV en ek het begin om praise and worship musiek te luister en begin saam te sing. En daai geweldige drukking wat ek gehad het, dit was nie 5 minute nie, toe is dit weg. Hoekom? Want die vyand kan nie staan
in die teenwoordigheid van die Here nie. En die Bybel praat daarvan, onthou julle toe Paulus en Silas in die tronk was in Handelinge 16, het hulle God geprys. Hulle was in die tronk, hulle was geshackle, hulle enkels was vasgemaak aan die muur, of whatever hy vasgemaak is. En hulle kon daar gesit en sê, dit is so verskriklik, en hulle kon hulle self jammer gekry het. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het lofliedere gesing, hulle het die Here geprys en geloof. En wat het gebeur? Daar het 'n aardskudding gekom, alles is geskit en daai shackles het van hulle afgeval en die deure van die tronk het nie net vir hulle nie, maar almal in die tronk oopgegaan. En ek wil ook vir jou leer, begin lewe spreek oor jouself. Moenie net wag vir iemand anders om vir jou te bid nie. Mense is gou om vir my te sê, pastoor bid vir my en ek bid met liefde vir jou. Ek het groepe, daar's 'n Cancer Warrior groep, 'n healing groep, daar's 'n werksoekgroep, daar's 'n besigheidsgroep, daar's 'n supportgroep, daar's 'n selgroep, okay? Daar's soveel groepe waar ons almal vir jou kan bid en as jy gebed nodig het, kom en stuur 'n boodskap, DM my, WhatsApp my, whatever. Okay, maar ook, dis belangrik dat jy ook lewe spreek oor jouself. Spreek self oor jou lewe en sê, ek is beskerm deur die bloed van Jesus. Geen wapen teen my sal voorspoedig wees nie. Ek is sterker as wat ek voel, want Christus leef in my. Ek het nou in hierdie week het ons in die selgroep gepraat oor hierdie positiewe dinge, positive declarations wat ons maak, en ek het 'n hele dokument getik vir my mensies oor elke area, jou finansies, jou gesondheid, jou huwelik, jou kinders, positiewe dinge wat jy kan spreek oor jou situasie. Die vyand wil hê jy moet doodspreek. Die vyand wil hê jy moet negatief voel, negatief dink en dan negatiewe dinge sê. Onthou, life and death is in the power of the tongue. So begin lewe spreek. Onthou, jy is nie klaar nie, jy is nie gebreek nie. Jy is besig om 'n getuienis te bou. Jy kan nie 'n testimony hê sonder 'n test nie. So my boetie, my sussie, as jy die handdoek wil ingooi, jy kan nie. Jy het te ver gekom, jy is te naby aan jou deurbraak en veral in hierdie tyd, daar's iets amazingly groot in die gees aan die gebeur. En dit is nou al deur baie mense vir my bevestig. Hou moed. God is nog steeds besig om te werk, net omdat ons dit nie sien nie. Sê nie, hy is nie besig nie. Hou aan bid, hou aan om God se aangesig te soek. Sit al hierdie dinge wat jou bekommer, al hierdie aanvalle van die vyand, plaas dit voor God se voete. En weet dat God is besig om te werk. Hy gaan jou nie in die steek laat nie. En die enigste manier hoe jy God se beloftes gaan mis, en die enigste manier hoe jy jou deurbraak gaan mis, is as jy opgee en die handdoek ingooi. Jy kan hier deurkom, want jy beklei nie alleen nie. Hy wat in jou is, beklei saam met jou. Ek hoop hierdie boodskap bemoedig iemand, en soos ek gesê het, as jy gebed nodig het, sê dit in die comments, ek bid vir jou, DM my, ek sê jou my WhatsApp nommer stuur, maar nie jou nommer vir my stuur nie, daar's te veel mense, ek het nie tyd om almal so goedjies te save nie. DM my, vra vir my nommer, ek sal dit vir jou stuur, asseblief kyk ook, daar's fake accounts, fake WhatsApp nommers, ek trade nie in enige iets nie, ek gaan jou nie follow nie, ek gaan nie uit my eie vir jou 'n boodskap stuur nie, ek dink ek follow iets soos 44 mense. So asseblief, as jy 'n fake account sien, blok hulle, comment op hulle op daai video's en sê dis nie die ware pastoor Brenda nie. Ek hoop jy het 'n wonderlike geseënde dag. Shalom.